Hallo maats, hoop dit gaan goed met julle. Die vakansie is nou stadig maar seker besig om tot 'n einde te kom, né? Ek hoop julle geniet julle laaste vakansie wat oor is en sien sommer al baie uit na die skool om weer te begin. Lekker saam met julle maats weer te speel. Ek is bly om jou te kan groet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Stel jou voor jy stap in 'n woestyn. Dis warm, dis stil, daar's niks bome nie, geen mense nie. Skielik hoor jy 'n stem. Maak gereed, iemand belangrik kom. Dit was presies wat gebeur het in vandag se storie wat ons gaan lees. God stuur 'n man, Johannes die Doper, om die mense wakker te maak. Hy berei hulle voor vir Jesus se koms. Maar kom ons sing gou eers 'n paar liedere saam. Kom ons loof en prys die Here saam met 'n paar liedjies. Ek gee alles vir U, want U is almagtig. U is almagtig. Deur my eie krag en wil kan ek nie meer nie. Kan ek nie meer nie. Want U sien die groter plan vir my. Op my knieë voor U roep ek uit. Hier is ek, Heer, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek, Heer, kom vat my hand, kom neem my, Heer. Hier is ek, Heer, voorop my, vou my soos U wil. Hier is ek, Heer, voor U. Ek gee alles vir U, want U is almagtig. U is almagtig. Deur my eie krag en wil kan ek nie meer nie. Kan ek nie meer nie. Want U sien die groter plan vir my. Op my knieë voor U roep ek uit. Hier is ek, Heer, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek, Heer, kom vat my hand, kom neem my, Heer. Hier is ek, Heer, voorop my, vou my soos U wil. Hier is ek, Heer, voor U. Minder van myself, meer van 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 U. Hier is ek, Heer, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek, Heer, kom vat my hand, kom neem my, Heer. Hier is ek, Heer, voorop my, vou my soos U wil. Hier is ek, Heer, voor U. I reach up high, I touch the ground, I stamp my feet and I turn around. I love to praise the Lord. I jump and dance with all my might, though I look funny, that's alright. I love to praise the Lord. I'll do anything just for my God, 'cause He's done everything for me. It doesn't matter who is looking on. Jesus is the person that I want to please. I reach up high, I touch the ground, I stamp my feet and I turn around. I love
Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die vakansie wat ons gehad het. Dankie dat ons lekker kon rus en dankie vir die tyd wat ons kon hê saam met familie en vriende. Waar die nuwe skooljaar om die draai is, vra ek dat U ons moed sal gee om hierdie jaar voluit aan te pak en dat ons alles tot eer van U naam sal doen. Amen. Kom ons lees 'n paar verse saam uit Lukas 3. Die 3de vers. Johannes het toe in die gebied rondom die Jordaanrivier begin preek. Hy het vir almal wat na hom toe gekom het gesê dat hy mense doop wat nie langer in sonde wou leef nie. Hy het ook gesê dat God almal vergewe wat hulle sonde gelewe die rug toe keer. Johannes het presies gedoen wat die profeet Jesaja gesê het. Iemand roep hard in die woestyn, die Here is op pad. Sorg dat die pad waarop hy moet loop gelyk en reguit is. Vul elke slaggat in die pad op. Kry elke bult en opdraande uit sy pad uit. Verwyder al die ompaaie, sorg dat al die grondpaaie geteer is. Dan sal almal God se verlossing kan sien. 'n Groot skare het na Johannes toe gestroom om gedoop te word. En kort voor lank was dit 'n hele nuwe mode. Hy het egter dwars deur al die skynheiliges gesien en vir hulle gesê: "Julle klomp skynheiliges, dink julle dat julle so maklik sal wegkom van God se oordeel? Julle moet reg leef, dra die regte vrugte. Moenie julle self bluf deur te sê, Abraham is ons pa nie. Dit tel nie by God nie. As dit vir hom saak gemaak het, kon hy die klippe hier om julle in 'n oogwink in kinders van Abraham verander het. God se oordeel is voor die deur. Hy is op pad na julle toe soos 'n houtkapper met 'n groot byl in sy hand. Hy gaan elke boom wat nie goeie vrugte dra nie uitkap en in 'n verskriklike vuur van die hel gooi." En nou vers 15. Johannes se woorde het die mense aangegryp. Oral het mense onder mekaar begin vra, is hy nie dalk die Messias nie? Maar hy het goue einde aan hierdie praatjies gemaak. Hy het vir die skare gesê, "Ek doop julle nou hier in die rivier met water, maar 'n baie belangrike man is op pad na julle toe. Hy is so belangrik dat ek nie eens werd is om soos 'n slaaf sy skoenveters los te maak nie. Weet julle, hy sal nie water gebruik om julle mee te doop nie. Nee, hy sal julle met die Heilige Gees doop. Hy sal 'n vuur in julle lewens aansteek wat julle lewens van binne af sal skoonmaak." In vers 17, maar hierdie man wat op pad is, na julle toe gaan Israel van hoek tot kant skoonmaak. Hy gaan die koring van die kaf skei. Vir almal wat na hom luister, sal hy 'n plek gee in God se splinternuwe wêreld. Maar almal wat hulle nie aan God steur nie, sal hy in die vuur van die hel gooi, wat nooit ophou brand nie. En dan vers 21, onder al die mense wat na Johannes toe gekom het om gedoop te word, was daar 'n baie belangrike man, Jesus. Nadat Johannes hom klaar gedoop het, het Jesus tot God gebid. Terwyl hy nog besig was om te bid, het die hemel skielik oopgegaan. Die Heilige Gees het soos 'n duif na Jesus toe afgekom. 'n Stem uit die hemel het hardop gesê, "Jy is my seun vir wie ek baie lief is. Oor jou is ek baie bly." Ons lees net tot sover. Johannes het in daardie tyd nie in 'n pragtige kerk gepreek nie, of oor YouTube soos wat julle na hierdie preek luister nie. Hy het in die woestyn gestaan met sy eenvoudige klere en het mense geroep. En hy het gesê, "Keer terug na God toe, maak julle harte reg." Hy het vir die mense gesê dat dit nie genoeg is om net te kan sê jy ken God nie. Jou lewe moet dit wys. Hy gebruik 'n prentjie wat die mense goed verstaan. 'n Boom wat nie goeie vrugte dra nie, word afgekap. Met ander woorde, as God in jou hart woon, dan wys dit in dit wat jy doen, in hoe jy praat, hoe jy optree en hoe jy ander behandel. Maar die mense begin toe bietjie wonder of Johannes nie dalk die redder is wat God beloof het nie. Maar Johannes help hulle dadelik reg. Hy sê hy kan die mense net met water doop, maar Jesus gaan hulle kom doop met die Heilige Gees. Dit beteken, Jesus maak nie net jou skoon aan die buitekant nie, hy maak jou nuut van binne af. Eendag kom Jesus self na Johannes om gedoop te word, en toe Jesus in die water instap, gaan die hemel oop. Die Heilige Gees kom af soos 'n duif en 'n stem uit die hemel sê, "Jy is my geliefde seun. Ek is baie bly oor jou." Hierdie wys God vir almal.
Jesus is die een. Luister na hom. Volg hom. Hy is God se seun. God roep ons ook om reg te maak. Nie met 'n besem of water nie, maar om ons harte skoon te maak, deur jammer te sê wanneer jy verkeerd was, ander mense te vergewe en vriendelik te wees en die regte besluite te neem, selfs al is dit moeilik. Goeie vrugte wys wie jy is. Hoe kan anders sien jy volg Jesus? Deur jou vrugte. Wat beteken hierdie vrugte waarna die Bybel verwys? Dit beteken liefde, geduld, eerlikheid, gehoorsaamheid en nee. Niemand van ons in die kerk is perfek nie, maar Jesus help ons elke dag om te groei, om beter te wees as wat ons gister was. Of selfs net nou, toe ons hier meer met boetie of sussie verloor het. God noem jou ook sy geliefde. Soos hy oor Jesus gesê het, ek is baie bly oor jou, so is God ook bly wanneer jy Jesus volg. Hy noem jou sy kind. Kom ons bid saam. Here Jesus, maak my hart skoon en nuut. Help my om goeie vrugte te dra en u stem te volg. Dankie dat u van my hou en my roep om u kind te kan wees. Amen. Totsiens maats.